welkom hier in die huis van die Here. As jy teruggekom het van vakansie, as dit jou eerste diens is van die jaar, welkom in 2026 by Lering Christus Louis Trigard. Ons gaan vanmôre die Here se naam lekker groot maak. Ek gaan vra dat ons net so staan en ons oë sluit en open ek vir oggend se diens met gebed. Here, vanmôre dink ek aan die vrou wat aan bloedloeiing gelei het, Here. En sy het gekom en sy het net aan die soem geraak en sy was genees. En vanmôre ken u elkeen se hart, Here. U ken elkeen se bekommernis. U ken elkeen se bloedvloeiing vanmôre, uit pyn, uit hartseer vanmôre, Here. En die een wat nie weet wat in die dag van môre se verwagting is nie, maar ons weet vanmôre dat die soem wat die tempel vol vanmôre is die naam bo elke naam, is die koning van elke konings, en hy weet wat is in die dag van môre. En ons weet vanmôre dat u is die een wat alreeds wagtend is, en daarom wil ons vanmôre elke vertroue, elke geloof in u instel vanmôre, Here. Ons bid vanmôre dat u elkeen sal aanraak op 'n unieke wyse wat net u kan. Al is dit om die troosting te bring, Here, al is dit vanmôre om net nuwe krag te gee, want u is die een wat die olie vul, met die lampe vul met nuwe olie vanmôre. U is die een wat die krag gee vir hom wat nodig het, Here. Hy is die een wat hom laat opstaan, vir hom wat laat val het vanmôre, maar u is ook die een wat die genade gee vanmôre. So aan u kom al die lof en al die eer vanmôre, en my gebed vanmôre is, laat u wil geskied, is my in Jesus naam vanmôre. Amen en amen. Prys u Here vanmôre. Ek wil vir u sê, ek weet nie waar is u hart vanmôre nie, maar ek weet hy is die een wat ons onderskeiding vind vanmôre. Hy is die een, as ons net aan hom kan raak vanmôre, en soos wat ons daai lied vanmôre gesê het, as ons net kan stil wees en wagtend wees op die Here. Maar ons gaan ons eerste lied sing wat sê, Jesus neem my laste en hy rol dit in die see. Amen. Is nie die vrede wat die wêreld gee nie. Maak nie saak waarmee u is vanmôre nie. Daar's vrede in Jesus naam. Hou my skuiling by u is ons volgende liedjie volgende.
wil vir u sê, Jesus is hier vanmôre. En hy het 'n begeerte vanmôre aan elkeen wat uitroep, en maak nie saak om Eugene, hoe eenvoudig die gebed vanmôre is nie. Hy het 'n begeerte om elkeen van ons aan te raak. Touching Jesus is all that matters this morning. Amen.
genade vanmôre en dat U nie 'n God is wat 'n aannemer van 'n mens is vanmôre nie. Want ten spyte van hoe ons harte en ten spyte met wat ons hier ingekom het vanmôre, as ons nader tot U, sal U nader tot ons. En dankie dat ons vanmôre net ons hande kon uitreik en aan die soem kon raak, Here. Want just one touch of one drop can change our lives vanmôre. Just one touch of Him can change our lives this morning. En ek wil U al die eer en al die lof gee vanmôre, dat U liefde onblusbaar is. Dat daar niks groter as dit is nie. Dat daar 'n onuitputbare bron is vanmôre wat ons kan uitskep en kan drink en ons sal ons dors sal gelus word vanmôre. Here, die wêreld kan dit nie bied nie, maar alleen net deur U goedheid en U guns vanmôre. Daarvoor sê ons in U groot naam, al die lof en al die eer kom U toe vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. U kan die sitplekke neem. Markus hoofstuk 5. Dit is so wonderlik om te sien hoe die Gees werk. Nie deur een of twee persone nie, maar kan deur almal werk, kan deur verskillende maniere werk. En ek is opgewonde om u vandag te sien, hierdie eerste Sondag van 2026. Ek het almal van u laas gesien, behalve my ma, en my vrou en my kinders. Maar die res van u het ek laas gesien, ek ben vir die baie reaksie. En ek is baie bly dat jy vandag kan sien. Is jy nog deel van ons klippies wat ons uit ons skoen uithaal en jy mooi saamgehou met die Bybel lees wat ek vir jy gestuur het? Amen. My skoonma sê hard amen, sy sê gister vir my, nou is daar nie oor die naweek 'n Bybelstukkies en ek sê nee, dis vir die tyd om op te vang, as die mense nou in die week nie kans gehad, dan lees hulle Saterdag sommige gedeelte. So, as jy nie gelees het nie, het jy nog gister en vandag om te lees. Gister het ons 'n lekker bidtyd gehad, 'n lekker bidtyd gehad, gisteroggend, 6 uur, lekker hier saam gebid, die aangesig van die Here gesoek. Het jy by die besoekers gebly, het jy by die getrouheid gebly, het jy by die positiewe praat gebly. Dis baie belangrik, ons moet positief praat, dat ons kan aangaan. Kom ons lees gou Markus 5. Ons gaan lees van vers 22 tot by vers 34. Vers 22 sê, en daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek om dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste en ek op haar laaste. Kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy, dis Jesus, het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gelei het en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor. En onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat uit hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, sê nie dat die skare jy verdring en jy sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom na hom toe, en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid, en hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede wees, van jou kwaal genees. En my twee hooftekste sal wees vers 27, vers 28, wat sê, het van Jesus gehoor, dis in die sekere vrou, die onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak,
sal ek gesond word. En ons gaan vandag hierdie skrif bietjie vat en net so 'n bietjie oopmaak om beter te verstaan, want ons lees baie keer 'n gedeelte in die woord en ons vat dit as vanselfsprekend of iets wat gedoen is of gebeur het en ons dink nie vreeslik lank daaroor nie, want dit is 'n bekende gedeelte, is dit nie so nie. Ons vat die bekende gedeeltes en ons lees dit amper net so blindelings oor. En dis hoekom ek hierdie Bybelleesprogram vir julle gestuur het, want se donderdagmiddag gewees Cindy of ja, donderdagmiddag stuur Cindy vir my boodskap en sy sê hulle het nou baie lekker gelees, maar sy gaan maar vir iemand soos Anne vra om ons help met al die name in Matteus 1, want hulle het allerlei name gesê en gelees daar nie lekker uitgespreek nie, maar dis nodig om daai gedeeltes ook te lees, maar is nodig om die bekende gedeeltes ook te lees. Dit wat ons voel ons ken, maar die woord is lewend en kragtig en is skerper as enige tweesnydige en 'n swaard, maar elke keer as ons 'n gedeelte lees, moet ons iets nuuts kan uitput, daar is dit nie so. Net elke keer as ek hierdie gedeelte lees, moet ek iets nuuts kan leer en iets nuuts kan sien daar. En ek wil praat van hierdie vrou, soos ek sê, dis wonderlik as die Gees saamwerk, want Julie het dit ook gebid. Baie van die liedere oor gegaan en my vrou het regtig nie geweet waar ek gaan preek nie. Oggend sê sy nog vir my, sy het nie inspirasie vir liedjies nie. Wat moet sy uithaal in het gemaak kom? Want as ek min inmeng, as dit nie die Gees nie. As dit ek. En al die liedjies werk so mooi saam waar die een punt toe. Hierdie vrou, 12 jaar lang, sit sy met 'n siekte. Wie van u sit al 12 jaar lang met 'n siekte? 12 jaar lang met 'n probleem, 12 jaar lang met 'n situasie. Ek dink nie baie van ons kan sê ek sit al 12 jaar lang met hierdie pyn en lyding. Party van ons sit al jare met dit, nog nie 12 jaar. Party van ons sit al langer met 'n probleem. Ek en jullie dieselfde probleem, ons klere raak al kleiner. Onder nou Desember, nee, my hemp sit nie lekker nie. Weet jullie, dis sy baadjie is al weer te klein. Maar dit krimp ergens, iets wat jy gebruik daar op die draaikleders, moet nie goed aan krimp. Maar 12 jaar lang sit hierdie vrou met omstandigheid en sy vat alle geld en sy betaal dit vir die dokters en sy sê, help my tog asseblief net, ek moet gesond word. Sy lieg 12 jaar lang. Nadat ek sy nie meer geld hoor nie, sy het niks nie. Toe begin sy al besittings vat, sy vat al waterbekertjie en als sy gedrink het, verkoop sy dit. En sy van die geld wat sy kry, sy gaan dokter en sê, hier is nog 'n paar rand, dalk kan die volgende ding help. En ek gee die volgende ding help nie. En sy vat al klippe, daar spykers en daar sout, sy verkoop het om 'n paar rand te maak. Want miskien hierdie paar rand, gaan sy dokter en sê, top, hier is nog 'n paar rand, dalk sy nie die help, dan gee die volgende ding. En dit help nie. En die volgende ding, en dit help nie, die volgende ding, en dit help nie. Het jy ook al in so'n situasie gesit? Jy probeer jy nie maar werk en sê, dalk moet ons hierdie probeer nie, dan werk het nie. Dan vat ek die volgende ding en probeer hierdie kant en dit werk nie, en daai kant en dit werk nie. En het voel net of niks werk nie. 12 jaar lang. Tot sy naderhand niks meer oor het nie. Niks. Sy het nie meer 'n preekstoel te verkoop nie. Sy het nie meer 'n glas water nie. Sy het nie meer 'n stoel in haar huis nie. Sy het nie 'n bed om te slaap nie. Sy word eintlik uit die gemeenskap uitgeboende. Die vrou wat daai tyd was vir die maand mag nie samelewing gewees het buitekant. 12 jaar lang lewe sy buitekant. Sy kan nie kerk toe gaan nie. Sy kan nie haar familie sien nie. Sy kan nie na vriende toe gaan nie. Sy mag niks doen nie, want sy is onrein. 12 jaar lang moet sy buite bly, dat niks werk nie. En die skrif sê, sy word nie net nie gesond nie, dit word eintlik erger. Dit word slegter, dit gaan slegter en seerder en ongemakliker en al die goed wat saam met gaan en dit word nie beter nie vir 12 jaar lang. Dan sit ons in 'n situasie vir 'n week en dan wil ons sê, ag nee, ek gee nou op. Nie ek gaan nou opgee. Nee, alles oorboord gooi, dan gaan ek maar net by huis sit.
lekker koud drink, televisie kyk. 12 jaar lang het hierdie vrou gesit met hierdie situasie, die omstandigheid. Dalk was hy depressief geweest. Ek seker af van as met iemand kan verstaan as my sê, hy is depressief geweest. Dalk is al van iemand hier sit wat depressief is. Dalk is al van iemand hier sit wat ook verslaaf is en nie weet wat kant toe. Dalk is daar van u wat ook sê, ja, ek het alles probeer en ek het alles gedoen en niks werk. Ek sit my alles in. Ek doen my beste by die werk, ek doen my beste in my huwelik, ek doen my beste by die skool, ek probeer alles wat ek kan doen, en niks wil werk nie. En elkeen van ons sit met 'n situasie, party se situasies is erger as ander, maar vir elke ou is daai situasie erg. As ek 5 rand kort en jullie kort 'n miljoen rand, dis ewe erg vir ons, ons altyd kort dat ons het nie. Jy verstaan? Moenie jou situasie sien as, ag, my situasie is erger as Nico se situasie. Vir u is dit erger. Nico se situasie is erger vir hom. Want dit is sy situasie. Dit is so wonderlik geweest, vanoggend toe klaar gebid, om die boodskap neer, wat ek vir aangestuur het van Dr. Isak aan. Het sê sy genade is meer. Jy het gelees, jy het geluister wat Dr. Isak gesê het, gaan luister die video. Sy genade is meer. Beteken dit wat u in die situasie sit, sy genade is meer as dit. As u 5 rand kort, is sy genade groter as dit. As u 50.000 rand kort om die huis te behou, sy genade is groter as dit. As u kort om gezond te word, sy genade is groter as dit. Maak nie saak waar jy gaan nie, sy genade is groter. Sy genade is meer, sy genade is kragtiger, en hierdie vrou in vers 27 hoor van 'n man. Sy hoor van iemand wat wonderwerke doen, en melaats is reinig, want as jy melaats was, jy nie siek nie, was vuil geweest. Jy moet gereinig word van melaatsheid. Sy hoor van hierdie man, en sy neem 'n besluit. Sy hoor van hierdie man wat nog iemand uit die dood het opgestaan, maar later sou dit gebeur, maar sy hoor van hierdie man, dat as jy siek is, en jy gaan na hom toe, dan help hy. Hier is hy op pad, Jesus en Jairus is op pad na 'n dogtertjie toe, wat eintlik al dood is. Want net na hierdie gebeurtenis, toe kom daar mense en sê, moenie meer die meester pla nie, die dogtertjie is dood, so raai, dat hy gaan. Want die opstaan uit die dode was amper daar gewees. Maar op hierdie stadium het hy nog net goeie wonderwerke gedoen. Hy was 'n goeie man gewees, wat jou gehelp het as jy 'n probleem gehad het, en hy is nog steeds goed. En hy help nog steeds as jy 'n probleem het. Hy is nog steeds daar, maak nie saak wat nie. Jy moet dieselfde besluit as die vrou neem. Sy sê, maak nie saak wat nie, ek gaan by hom uitkom. Want as ek net aan sy klere kan vat, dan gaan dit werk. As ek net by hom kan uitkom. Sy pak al goedjies by die huis. En sy sê, vandag is my dag. Sê my nie, vandag is my dag. Vandag is my dag. Johan, kom staan gou hier by my. Staan gou voor op die man. Ek wil vir u prakties iets vra. Het u al daaroor nagedink? En jullie het vanoggend gesê, sy het die soem van sy klere aangehaal. Want as iemand nou voor my stap, en ek kan nie by hom uitkom nie, gaan ek ons nou hier probeer vat. Of gaan hom hier probeer vat. En dan sing ons liedjies, en ons hoor mense sê, sy het net aan die soem gevat. Sy het net daar uitgekom, net daar. Dankjewel. As u met 'n situasie sit, dan gaan ek ons aan my bes te doen om met daai persoon te praat, is dit nie so. As ek met 'n situasie sit, gaan ek my alles doen om minstens net uit te skree, Jesus, help my! Halleluja. Is dit nie so nie? Ek gaan my alles doen, want dis my een kans.
naam nog 'n kans gehad nie, dalk sou sy, as hy dit nie gedoen het nie. Maar dis haar kans, het gesê, vandag is my dag, ek moet by hom uitkom. Ek het nie 'n keuse nie, Tannie Ronel, hy kan nie nou hier verbygaan, en ek vat nie aan hom nie. Ons sing al liedjie, Jesus gaan nou hier verby, by jou en by my verby, ons moet dit uittrek en hom aanraak. Ek sal alles in my vermoë gedoen het, om voor hom in te kom. En omgekeer het hy gesê, nee Here, stop! Ek sit met X, Y en Z probleme, ek het hierdie, en ek wil graag daar, maar hierdie vrou het gesê, ek moet net aan sy klere net raak. Jy sien eintlik, soos ek gesê het, mag sy nie steeds die mense gewees het nie. Maar sy sê, dis my dag, ek gaan hom aanraak. Dalk was hy bang, as hy voor hom inkom en hom stop, en vir hom sê, Here, ek het hierdie probleem, ja, ga jou weg. Maar het was nie dit gewees nie. Dalk het die mense al so verdruk het, maar sy het gesê, ek moet net aan sy klere raak. Ek moet net by hom uitkom. Ek hoef nie met hom te praat nie. Jy het gelees, baie mense kom na Jesus toe, omtrent al die ander plekke wat ons van lees, is soos Jairus, wat by Jesus kom, Jaline vir hom sê, Here, my dogtertjie is op haar einde, kom help. Die hoof van 100, kom op hom en sê, Here, ek weet jy kan alles doen, maar jy moet eers met hom gepraat het. Mense wat belaasheid gehad het ook hulle lewens gewaak en hom toe gestap, gesê, help my. Mense wat siek was, gaan lees in die woord, het die hele dorp se siek mense na Jesus toe gekom met hom te praat, om te sê, dis my probleem en hy het gehelp. Hierdie vrou, ek moet dit aan sy klere haal. Ek hoef nie meer te doen nie. Het jy al gewonder daaroor? Het die brein al met jy gesit en gesê, hoekom net sy klere? Celine, hoekom het sy nie gespring en hom op my been gegryp en hom vasgehou? Ek sou dit gedoen het. As ek laag genoeg was om sy so man te raak, was sy voet net daar gewees. Ek sou nie getrip het nie, die engele beskerm hom, omdat hy sy voet nie stap nie, en hy nie val nie. So hy sou nie geval het nie, ek sou maar om sy been gegryp het, tot hy my aangeraak het. Ek sou alles in my vermoë gedoen het, soos wat ons nou menslik doen om uit situasies uit te kom, is dit nie so nie. Ons doen alles. Partykeer moet ons net sy klere vat. Partykeer moet ek net daar by die klere uitkom en sê, Here, ek wil net die klere vat. Ek wil net by U wees. En daar staan nergens die woord, sy die soon van sy klere gevat. Dan lees ek kyk weer kry. Daar staan sy het sy klere gevat. Is dit dan verkeerd om te sê, sy het net gemik vir die soon van sy klere? Nee. Want as jy die woord lees, jy verstaan die woord, as jy geweet het, sy het net aan die soon gevat. Sy het net die agterkant van sy baadjie gegryp nie. Sy het nie sy arm probeer vat of van sy hand probeer raak nie. Sy het net gegaan vir die soon. Sy het net gegaan vir daai een plekkie waar sy by kan uitkom, wat sy net kan vat. En ons het hy daar agter gewees. Baie van ons wil sê, nee, sy was nederig gewees, pastoor. Sy het nou nie om geplaai nie. Baie keer kry ons so op, ek is net nederig. Partykeer moet ons deurdruk oor. Partykeer moet ons druk tot ons by hom kom. Ja. Nie ongeskik nie. Nie voorbarig nie. Maar partykeer moet ons net deurdruk. Ons sê soms ons moet deurdruk. Ons moet by hom uitkom. Ons moet in kontak kom met hom. Maar dit is nie nodig om sy been te gryp nie. Dit is nie nodig om op sy rug te spring nie. Dit is nie nodig altyd dat hy my optel en my ronddra nie.
George is baie keer net nodig om so aan die soort te vat. Die laaste boek in die Ou Testament gee vir ons die rede hoekom sy dit gedoen het. En gister terwyl ons ry, sê hy, lees hierdie vir my, wat verstaan jy onder dit? En sy lees, sy noem 'n paar goed, maar dit kom nie uit by wat dit was nie, want ons verstaan nie die teks in die grond waar hy geskryf is nie. Maleagi 4 vers 2 sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal. Jy sien hierdie woord wat daar staan, vleuels, so basis is knaf in Grieks. Nou hierdie woord kan in 'n paar goeders opgedeel word. Een is vleuels, soos om hier lees. 'n ander ene is vlerke, soos wat ons in die King James sal lees. Het al hierdie King James gelees? Wie van julle het 'n Bybel op hul telefoon? Wie van ons kan hierdie vir ons in Engels net gekry? Maleagi 4 vers 2. Maleagi 4 vers 2. Die laaste boek in die Ou Testament. Na hierdie was daar 400 jaar doodse stilte van God af, niks verder. 4 vers 2. Het jy dit in King James? Nee, dit is in NIV. Kijk, dan gaan het nou vir jy kry. Excuse, dis nie my notas nie, maar ek moet het vir jy lees. Ek hier het jy ook met dit. Wat net dan kom. Excuse broer en sister. Maar hierdie wil ek vir jy graag lees in King James. Okay, kom aan, hou het vir jou. Daar staan in die King James, there will be healing in his wings. Daar sal genesing wees in sy vlerke. 'n ander woord wat ek ook dan gebruik in plaas van vleuels of vlerke is die rand van die sool van die klere wat 'n rabbi aangehad het. Jy sien, die skrif kom en praat van Jesus gaan kom, of die Messias gaan kom, of die redder gaan kom, hoe jy dit ook al wil aanhaal. En die skrif sê, daar sal genesing wees onder sy vlerke. Daar sal genesing wees op daardie klein stukkie toukie wat afhang tot op die grond van die Joodse rabbi. As die Messias kom, is daar genesing in daardie klein stukkie. En hierdie vrou het hierdie gelees of het gehoor en het verstaan en gesê, as het werklik hy is, as het werklik die redder is, as het werklik die Messias is, hoef ek net daar te raak, want Maleagi sê, daar is genesing in sy vlerke. Maleagi sê, as ek net daar gaan raak, gaan ek genees word. En as jy die Bybel verder as hierdie gaan lees, is daar ander mense wat ook gekom het en ook net sy klere aangeraak het. Want hierdie vrou het vir ons die voorbeeld gestel. Sy het gesê, as ek net kan uitkom by sy vlerke. Ons lees baie keer van vlerke, maar ons het nog nooit in hierdie situasie dit so gelees nie. Ons het nog nooit gesien, hierdie vrou wat by hierdie situasie gesit het gesê, ek gaan deurbreek en ek gaan die vlerke aanraak, want dit is 'n profesie wat vervul moet word. Hierdie vrou, onrein, uitgeskop, met niks meer hoor nie, wat sit met 'n probleem 12 jaar lang, verstaan 'n profesie in die Ou Testament. En sy sê, ek gaan dit uitmaak. As dit hy is, sal ek genees word.
as dit hy is, gaan ek genesing kry. Ek hoef nie bekommerd te wees dat hy my gaan wegskop nie. Ek gaan nie bekommerd te wees om eers met hom te praat nie. Ek moet net daar uitkom. Soos jy 'n rolprent sien, of 'n liedjie sien, of iets sien ergens, en of 'n prentjie sien van 'n vrou wat uitreik na die punt van iemand se soon, is dit 'n profesie wat vervul word. Hoeveel van ons sit jarelang met probleme en ons sit agteroor en ons sê, die Here moet my nou beman raak. Jy moet ook hier deel doen, jy moet ook uitreik en uitkom by daardie stukkie van Jesus. Ons lees op baie plekke in die woord oor ander eienskappe van vlerke. As ons Psalm 91 vers 4 lees, dan staan daar, hy gaan ons onder sy vlerke beskerm. Ander weergawe sê, soos 'n hen kykens onder haar vlerke kry, so gaan ons beskerm. En dis nie enigste Psalm nie. Psalm 36 vers 7 praat ook van die beskerming van die vlerke. So eintlik wat dit vir ons sê is, Jesus wil sy klere vat. En soos ons staan, wil sy klere vat en dit bo oor ons sit. Soos ek hierdie woord die stuur is, so bo oor vir beskerming. Bo oor ons sit vir genesing. Maar ek moet eers na hom toe kom. Ek moet eers uitreik na hom toe van die toneel en sê, Here, is my dag vandag. Ek moet by dit uitkom, ek het nie 'n keuse. Ek kan nie net sit by die huis nie. Ek kan nie net sit in die kerk nie. Ek kan nie dag vir dag deur dieselfde gaan nie en verwag, die Here moet met 'n wonderwerk. Hy kan. Hy moet met 'n wonderwerk net eeuwiglik my aanraak nie. Hy kan, dit is nie wat hy verwag van ons nie. Jesus verwag. Ek moet baie keer laag op my knieë neergaan en net sê, ja, ek wil net daar by die soop uitkom, ja. Baie keer moet ek op my maag lê en uitreik na hom toe. As ek op my maag is, gaan ek nie weer opkom. Nie nou. Hemste tyd. Maar Jesus wil hê, ek het nie moet sê, ja, en by die soop. Ja, die Here wil hê ons moet hom praat. Ons het nou eendag dit gesê, 1 Tessalonisense 5:17 sê, bid sonder ophou. So ons moet aanhou bid, maar ons moet ook 'n aksie begin neem. Indien ek kan, neem 'n aksie. Indien ek kan, doen iets. Indien ek kan, reik uit na die Here toe. As jy in die bed lê en jy kan niks doen nie, hef jy stem op na die Here. Here, sien my raak. Wees my genadig. En die keuse lê vandag by U wat U gaan doen. Elkeen van ons het nou net gesê, is my dag. Is my dag. Sê het sommer weer, sê is my dag vandag. Yes, is my dag. En as dit die dag is, om uit te reik na Jesus toe, moet jy die skare rondom nie verdruk nie. Moet jy die mense wat jy wil weghou, jy weghou. Moet jy uit omstandighede jy terughou nie. Kom by die voete uit van Jesus, kom by die soem van sy klere, kom by sy vlerke uit. En sê, Here, daar is genesing in die vlerke. Ons oorwinning, ons beskerming, ons hulp as ek by Jesus se voete kan uitkom. Ons loof waar.